baie welkom aan elke broer en suster, aan die mediakykers. U is ook baie, baie welkom. Ons weet die Here is hier in ons midde teenwoordig vanoggend en ons is hier om die Here se naam groot te maak. Die Here ken die hart, hy ken die behoeftes en mag die Here voorsien en gee dit wat u van hom benodig. Ons gaan hierdie diens ons open met 'n gebed en ek gaan vir broer Dani vra om ons te open met gebed. Ons sê vir u vanoggend dankie vir die voorreg wat ons het om in die huis te wees. Here, terwyl ons vanoggend hier is, kom ons agter dat u Gees alreeds hier is. Here, dankie dat u hier is en dat u ons nooit vuil nie. Here, ons vuil u so baie, maar vanoggend is ons hier dankbaar om te weet, u het opgestaan, die toekelê. U het opgestaan, Here, u is nie meer dood nie. U het vir ons die prys betaal, dis hoekom ons vanoggend u kan wees, Here. Seën hierdie diens vanoggend dit wat u sal uitgaan, die woord wat sal uitgaan, Here. Seën die lippe van klei en dit vir ons te bring wat u vir ons wil gee vanoggend. Seën die instrumente, die musikante, Here. Van voor tot agter, Here, is nie een wat onbelangrik is nie, Here. Ons is almal hier in u naam vanoggend, Here. Ons seën ons verder dat u wil geskied, ons eer u daarvoor. Amen. Ons is julle bly om hier te wees. Amen. Ons is hier om die Here se naam groot te maak en ons gaan lekker saam sing. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Volgende woordjie as die gees van hom. As die gees van hom wat Jesus by die dode opgewek het, my word in jou woord. As die gees van hom wat Jesus by die dode opgewek het, in jou woord, ja in jou woord, dan sal jy ewig lewe. Dan sal jy ewig lewe. Dan sal jy ewig lewe.
in the oil and the wine. Keep pouring the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. I was bleeding and dying on the Jericho road, keep pouring the oil and the wine. Keep pouring the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. I was bleeding and dying on the Jericho road, keep pouring the oil and the wine. Keep pouring the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. I was bleeding and dying on the Jericho road, keep pouring the oil and the wine. Keep pouring the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. I was bleeding and dying on the Jericho road, keep pouring the oil and the wine. Keep pouring the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. I was bleeding and dying on the Jericho road, keep pouring the oil and the wine. Keep pouring the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. I was bleeding and dying on the Jericho road, keep pouring the oil and the wine. Die volgende koortjie, ons almal is verlos deur die bloed. Die gaan ons daarom sing, ek is verlos deur die bloed van die lam. Amen. Halleluja. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, verlos van sonde te bedien. Deur die Heilige Gees op my neerdal, om vriendskap sonde te bedien. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, verlos van sonde te bedien. Deur die Heilige Gees op my neerdal, om
Halleluja. Prys die naam. Prys die Here. Dit was Halleluja. Halleluja, Here. Dankie dat U ons teenwoordigheid is, Here. Dankie vir U liefde, Here. Ons is so baie dankbaar vir U, Here. Ons prys U naam, Here. Al die lof en al die eer is aan U, Here. Die lof is uit U. Nee, halleluja, halleluja, halleluja. Dankie, Here. Halleluja. Dankie Jesus, halleluja. Kyk, vanmôre spreek die Gees van die Here. Ek het gekom om jou vol te maak. Ek het gekom dat jy jou beker moet bring, dat ek jou laat oorloop. Want my heerlikheid het op hierdie plek geval. My heerlikheid het vanmôre ingestap om jou vol te maak. Kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, en ek sal jou die rus gee. Ek sal jou vanmôre vol maak. Ek sal jou vanmôre aandoen met nuwe krag. As jy net na my toe wil kom vanmôre. Kyk, ek is hier. Ek is hier, spreek die Here. Ek is hier vanmôre om jou op te rig. Halleluja. Halleluja. Prys vir Jesus, halleluja. Jongens, dankie dat U met ons praat deur die ligte van klei. Halleluja. Dankie, Here, dat U Dankie, ons vermoedens Jesus. maak. Ons is baie, baie dankie, Here. Ons loof ons prys en groot en heilig Dankie naam. Jesus, halleluja. Prys die Here, halleluja. Ons gaan Dankie vir Jesus. koortjies sing. Ja, broers en susters, almal, hier is nie die einde nie. Ons gaan mekaar nog daar bo in die hemel ons mekaar ontmoet. Yes, En ons gaan nog lekker saam sing, die Here se naam groot maak daar bo in die hemel. Daarom gaan ons die volgende koortjie sing, daar bo in die hemelse Kanaan. As jy
shall see. We Dan voorgee aan die pastoor om ons die woord te bedien. Halleluja. Loof koning Jesus. Nou broers en susters, goeiemôre en baie welkom aan elkeen wat vanmôre hier so is. Ek sien julle het lekker gesin. Maar ek wil net eers met julle vra vir een ietsie. Dit is goed en wel ons sing, maar ons moet reg doen rondom dit wat ons sing. Ons het nou lekker die laaste paar liedjies gesing en gesê ja, we shall see Jesus. En ons glo ons gaan in die hemelse Kanaan wees. Maar dit kos werk en dit kos aksie om daar te kom. Dan sing ons hierdie liedjie van Vader steek my weg onder die bloed. Terwyl ek vanmôre hier so die Here nou van prysie voor op die mark kom met my op in my gedagtes. So baie mense sê Vader steek ons onder die bloed weg. Dan kruip hulle sommer weg onder die bloed. Hulle maak soos 'n ding wat ondergrond gaan. Jy weet hierdie diertjies. Molle. Die kom met uit. En wat is ander wat so vinnig is? Meerkatte. Sing Vader steek my ons weg onder die bloed. En as ons sien die kom iets aan wat ons nie wil aandeer nie, dan weg onder die, soos 'n dassie. Nou sien jy hom, dan sy weg. En ons kan nie sulke Christene wees nie. Daar is werk om te doen. En ons kan nie doen terwyl ons ondergrond is nie, ons moet boogrond wees. Want ons is nie op die oomblik in 'n eeu waar ons moet wegkry vir ons geloof nie. Dis nog oop en brood. So ons moet oop wees. Ons moet wakker wees. En ons moet beweeg met die bloed. Die bloed beteken dat ons kan beweeg in aksie. En ons kan oorgaan tot in aksie. Ons moet iets bereik. Ons moet iets doen vir die koninkryk van God. Ons kan nie sê Vader steek my weg onder die bloed en dan kry ek ook sommer weg nie. Nee, ons kan dit nie doen nie. Ons kan dit nie bekostig nie. Want ek wil vir julle sê, die kerk van God moet groter word. En die werkers is ek nie. Ons moet werk aan daardie saak. En hoe gaan dit gebeur as ons wegkry? Ek kan nie 'n KGB agent wees wat niemand weet wie ek is nie. Ek hardloop so onder die radar. Ons kan dit nie doen nie. Ons moet kan wys wie ons is. Ons moet ons geloof kan wys. Ons kan
aksie wys, laat ander mense kan sien. Dit is goed en is lekker om die Here te dien. Dit is goed en lekker om die naam van die Here groot te maak. Dit is goed en lekker om die huis van die Here te besoek en om saam met medebroers en susters sy naam groot te maak. Nie net hier nie, oral waar jy gaan. Kan jy die naam van die Here groot maak? So ek wil u vra, net rondom dit is nie my boodskap vanmôre nie. Prys die Here. Die Here is wonderbaarlik. Die duiwel het hierdie week probeer, en met die begrafnis van Suster Colleen, het die Tree-projekter sy laaste poort het gegaan, op die rekenaar, en daar die selfde poort het gegaan, so ons kan nie meer daai ding gebruik nie. Maar die Here het voorsien, ons het gister nie gesukkel, saam met broer Percy en Suster Jula, en sy vrou, en ons het nie gesukkel om hierdie ding reg te kry. Maar ons kon daai ding nie reg kry nie, en die Here het vir ons voorsien om vir ons aan te kry. Geniet dit, die nooit vir ons die Here moet vir prys vir dit wat hy vir ons doen. Ons moet vir hom dankie sê vir sy goedheid, vir sy guns en sy genade. Ek vra u dat u die Bybel sal neem vanmôre. En ons lees in Lukas 11 vanaf vers 5 tot 13. Die opskrif daar sê die gelykenis van die onbeskaamde vriend. Lukas 11 vanaf vers 5. Ons lees, en hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie. Die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. Ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal vir hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ek sê vir U dankie vanmôre dat ek voor U kan staan. Dankie dat ek weet vanmôre ons het 'n vriend in U wat ons raak sien, wat vir ons sy woord gegee het, wat ons kan uitlewe, wat ons het 'n voorbeeld van die woord van die lewe gekry. Dankie vanmôre, Here, dat U die woord sal seën, raak van waar lippe aan, Here, raak U lippe van klei aan vanmôre, dat ek sal spreek soos wat U wil hê ek moet spreek vanmôre, dat U naam verheerlik kan word, en ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ons het almal vriende, en ons het almal mense wat ons baie goed ken, wat baie na aan ons is. En wie van die vriende het al by jy gekom en vir jou iets kom vra, terwyl jy voel, dit is dalk nou nie die regte tyd nie. Dit is nie nou die geleë tyd om iets van my te vra nie. Nie dat jy dit nie het om te gee nie, maar net die omstandighede waar jy jouself bevind, het jy dalk net die gevoel om nou dalk iets vir daardie persoon te gee nie. Partykeer kan hy vir jou ietsie vra wat bietjie anderste is. Maar jy is in die vermoë om daardie persoon te kan help. Jy is in die vermoë om daardie vriend te kan help. En hierdie verhaal word vertel van hierdie vriend wat reeds laat in die nag besig was. Partykeer het jy omstandighede gehad wanneer mense by jou kom en vir jou iets vra. Dan het jy dalk nie gevoel nie, jy was dalk nie lus nie om hierdie vriend te help nie.
Maar ons sien in die verhaal praat van 'n onbeskaamde vriend. Ek wil dink aan daardie verhaal. Ons almal ken die regsbank en dat daar 'n regter is vir haar voorsit. En dat hierdie verhaal vertel so in die woord van God, dat hierdie vrou het 'n regsaak gehad. En dat sy het aangehou by hierdie regter om reg te doen teenoor haar en haar teerparty. En sy het aangehou tot met die dag dat hierdie regter besef het, as ek nie gaan doen aan hierdie vrou wat reg is nie, gaan sy dalk kom. Nou dis wat hy by homself gedink het. Gaan sy dalk kom en hom deur sy gesig klap. En dan gaan hy die onbeskaamde een wees. Dan gaan hy wees wat in 'n posisie is wat hy nie wil wees nie. En hierdie regter het gevoel, laat ek eerder reg doen aan hierdie vrou, voordat ek in hierdie verleentheid geplaas word. Jy sien, partykeer moet jy bietjie verder dink, nie net dink aan die omstandighede wat jy is nie, dat jy dink dat jy moet reg doen teenoor ander mense. Want jy sien, as jy hom beskou as 'n vriend, dan is 'n vriend regtig iemand wat iemand anders te help in nood. Iemand anders te bystel, al is jou omstandighede nie nou lekker, al voel jy nie nou om iets te doen vir 'n vriend nie. Wil jy nie beskaamd staan, wanneer daai vriend eendag dalk kan sê, ek was by my vriend se huis. Ek het geklop. Ek het geweet hy's daar, maar hy het nie vir my oopgemaak nie. Of my vriend was daar, maar hy wou my nie help nie. Wat is ons vandag? Ons almal binne hierdie kerk ken mekaar. En daar's ook medebroers en susters wat vandag nie is nie, wat vandag ook nie is nie, wat ons ook ken. Maar daar gaan 'n tyd kom wanneer ons 'n vriend moet help. Wanneer ons 'n vriend uit nood uit moet help, omdat hy het omstandighede gekry wat na sy kant toe kom. Ek wil vir julle sê vanmôre, u kan dalk daardie persoon wees wat in daardie posisie sit vanmôre. Wat na 'n ander vriend toe moet gaan om vir hom iets te gaan vra. Om vir hom vra, help my. Voorsien vir my uit jou huis uit, gee vir my, want ek het omstandighede wat ek nou nie kan bykom nie. Ek het omstandighede wat ek nou nie kan uitsorteer by myself nie. Maar ons het 'n vriend vanmôre. En hy het 'n ware vriend. En hy het sy lewe gegee vir elkeen van ons. Daar was al nie 'n geleentheid vir hom om te sterf nie. Hy het deur die tyd van Getsemane gegaan en hy het omstandighede daar gehad. En hy het gebid aan sy Vader en sy Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Dit was 'n smarte wat hom in die gesig gestaar het, want hoekom? Hy het geweet. U gaan weet wanneer u vriend aan die deur gaan klop, gaan hy kom omdat hy hulp nodig het. U gaan weet of jou vriendin na jou toe gaan kom, dan gaan sy iets van jou nodig het. En jy gaan dalk nie voel in 'n goeie posisie nie, maar omdat jy nie in die gesig gevat of in die gesig geslaan wil word, of 'n onbeskaamde vriend wil wees nie, gaan jy opstaan of gaan jy uit jou pad uitgaan om hierdie vriend te help. En dis dieselfde vriend wat ek vir julle wil voorhou vanmôre. Jesus is daardie vriend wat op die regte tyd, wil ek vir julle sê, op die regte tyd het hy dit gedoen wat hy moes doen. Dit was nie lekker nie. As dit gaan oor gevoelens, dan sal ons partykeer niks wil doen. As dit gegaan het oor gevoelens, sou Jesus nie aan die kruis gehang het nie. Sou hy nie die prys betaal het vir jou en my nie. Maar ek en jy, as ons onbeskaamde vriende wil wees van mekaar, van ander wat nog op ons pad gaan kom, sal ons bietjie uit ons gemaksone moet uitgaan. Sal ons bietjie iets anders moet doen as wat ons gewoonlik dalk nie wou gedoen het nie. Want jy sien, ons is maklik om onsself voorskrifte te stel en sê, as dit so laat is, dan gaan ek nie my voorantwoord nie. As dit so laat is, dan gaan ek nie my huis die deur oopmaak nie. As dit so is, gaan ek nie so maak nie. Soos wat hierdie regter gedoen het, hy het homself aangeneem. As hierdie vrou dalk kom en hom deur sy gesig kan kontak, dan gaan hy in die verleentheid wees. Ek wil vir julle sê vandag, Jesus Christus skep vir ons as sy kinders geleenthede. Hy skep vir ons geleenthede om onbeskaamd ander mense te help. Om onbeskaamd 'n voorsiening te wees van iemand wat in nood is. Net soos toe ek in nood was en ons nie onsself kon red nie en Jesus die prys betaal het vir ons. Is hy my onbeskaamde vriend vandag? En hy sal altyd my vriend wees, want hy is die een wat voorsien. Hoe baie male het jy al iets ontvang uit die hand van die Here uit? Ongevraagd. Jy het nie eens gevra vir dit nie, maar dit het jou pad langs gekom. En jy het die nut daarvan gehad, jy het gebruik tot jou voordeel, sodat jy nie in 'n swak posisie gaan kom nie, sodat jy nie beskaamd sal wees nie, maar dat God jou kan help om onbeskaamd te wees, om voor te kan gaan, om te kan help, om 'n ander een se vriend te wees, dat hierdie keer kan sê, regtig waar, hierdie man het my gehelp. Hierdie is regtig waar 'n vriend. Hy's 'n vriend. Al is dit
Wat die tyd, al is dit wat se omstandighede. Hy is my vriend, ek kan sê, hy is my vriend. En ons kan dieselfde vandag sê van ons Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker. Hy wat sê, ons is dalk in die wêreld gebore, maar ons is nie deel van hierdie wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld gebore as ons het slegte mense gewees, totdat Jesus ons pad langs gekom het. Toe het hy ons lewe verander. En hy het ons vriende gemaak van ander mense. Al is daar die mense, dalk slegte mense. Al is daar mense op 'n pad wat hulle nie moet loop nie. Moet ons daar die vriend kan wees, om daar die persoon te kan beïnvloed, wanneer hy in 'n nood is, wanneer hy in omstandighede is. Daar gaan party kere kom, wanneer jy sien, jy kan sien, sonder dat daar die vriend jou vra, gaan jy sien, maar hier is iets fout by hierdie vriend. Hier gaan iets aan. En dit is die geleentheid wat God vir jou skep, om 'n vriend te wen. 'n vriend in Jesus te wen. En ek wil vir julle sê vandag, daar is baie kere dat ons dalk ons rug draai op sulke omstandighede, op sulke geleenthede wat God vir ons skep. Ek wil vir julle sê, as ons werklik waar sê ons is kinders van God, sal ons elke geleentheid gebruik wat daar is. Daar was ook omstandighede gewees. Ek dink aan die verhaal toe Jesus oor die waters gekom het en hy voet aan land sit. Toe daar manne wat in die grafte was, het uitgekom en geskree en gesê, het u nou al gekom om ons te pynig? Maar ek sien, dit was nie demone wat gepraat het, maar daar was 'n mens wat deur daai demoon beset was, 'n mens se lewe wat uitgeroep het vir hulp. Hoeveel mense kry jy weer te doen vandag wat uitroep vir hulp? Hulle het 'n roep kreeg, maar hulle roep dit nie uit met hulle monde nie. Hulle siel en hulle hart roep uit. Hulle roep uit in hulle gedagtes, o Here, stuur iemand my pad langs wat my kan help. Here, stuur 'n man of 'n vrou op my pad langs. Wie gaan hy stuur? Is jy daar die een wat God gaan stuur? Is jy daar die Here wat God wil gebruik vandag as 'n vriend in daardie in sy lewe? Ek sien, ons kan sê ons het vriende in die kerk en dit is lekker om te weet dat hierdie vriende van my dien die Here saam met my. Hulle lyk mooi, hulle ryk lekker, alles is net lekker. Maar dan is daar mense met wie jy te doen gaan kry wat God wil hê wat jy moet bevriend. Hy kan 'n boemelaar wees, hy kan 'n slegte man wees wat dalk sy vrou slaan, hy kan dalk 'n man wees wat rook of drink, wat deur baie vriende van Jesus dalk dink hierdie man, ek wil nie. Hoeveel van ons sit vandag hier so wat op daai selfde plek was? Wat daai selfde paadjie geloop het. Ek het laas Sondag gepraat wat aanstootlikheid by ons gehad het, wat alle mense nie meer te doen wil hê nie. Die Here Jesus Christus het hom nie weggehou van sulke mense af nie. Hy het gegaan na hulle toe. Hy het gegaan na die tollenaars toe. Hy het gegaan na die sondaars toe. Hy het met hulle gaan praat. Hy het saam met hulle gesit, hy het saam met hulle geëet. En hy het met hulle te doen gehad. Hy het hulle gewys dat hy is 'n vriend vir hulle. Hoekom? Paulus skryf, vir die Jood sal ek soos 'n Jood wees en vir die Griek sal ek soos 'n Griek wees, om hom te wen. Hoeveel te meer moet ons baie keer, maar ons eie goeders bietjie een kant toe skuif. Ons eie voorkeure, ons eie afkeure, ons dinge bietjie op 'n ander plek sit en dit agter ons sit en bietjie daai dinge los en onsself losmaak van daardie dinge om waarlik 'n vriend te wees. Soos wat Jesus vir ons 'n vriend was, 'n vriend wat ons uitgered het uit die dood, uit die moddersluit van sonde uit en ons uitgehaal. Ek weet nie wat jou sonde was nie, of wat jou omstandighede was voordat jy gered was nie, maar ek het genade nodig gehad vir myne. En elkeen van ons het hier, en elkeen van u wat hier sit vandag, het genade nodig gehad vir u om gered te word. Hoekom het ons nie altyd genade in ons oë vir alle man en vrou in hulle omstandighede? Hy is dalk nie 'n broer en suster in die kerk nie, maar dis die omstandighede wat ons verby moet kyk. Dis daardie omstandighede wat ons moet eerkant skuif. Maak maar 'n bietjie jou eers toe. Maak maar 'n bietjie jou oë toe en sny maar 'n bietjie daai gedagtes af van daardie dinge. Want hoe het ons tot redding gekom? Hoe het ons daardie vriend Jesus raak geloop wat ons wil help? Daar was ook iemand wat dalk 'n ander pad moes kyk, of dalk aan die ander kant moes kyk vir sekere dinge, om in jou lewe iets in te sit, om by jou iets as 'n vriend te gee. En die woord skryf hierso, daardie onbeskaamde vriend sal vir hom gee alles wat hy nodig het.
Hoeveel te meer moet ons nie 'n bietjie 'n verdere paadjie loop. Die Bybel praat van, as iemand jou vra vir 1 myl, loop nog 1 myl saam met hom. Hoe bereid is jy as 'n vriend vandag, 'n vriend van Koning Jesus, wat wil hê jy moet vriende in jou aarde maak, om hulle te red vir die koninkryk van God? Hoeveel te meer wil hy nie al gehad het, jy moes nog 'n myl geloop het nie. Al het jy 5 myl geloop, hy verwag dalk vir jou om nog 'n myl te loop. Want jy sien, dit kos bietjie meer by party mense om hom as 'n vriend te wen, as die ander. Daar's party wat makliker as ander is. Maar daar's party wat swaar is om in te bring vir die koninkryk. Dit is nie altyd maklik om dit in te neem in die gedagtes, om die hart oop te maak, om daardie vriendskap te aanvaar nie, of om dit te vaar, want hulle het nog nooit te doen gehad met 'n vriend, wat op daardie vlak vir hulle iets wil gee nie. Jy sien, dit kos 'n prys om 'n ware vriend te wees. Dit kos 'n prys om 'n onbeskaamde vriend te wees vandag. En ek wil hê dat jy sal verstaan, ons moet daardie onbeskaamde vriend wees, soos wat Jesus was. Hy was die onbeskaamde vriend wat nie omgegee het vir daai man wat aan die kruis langs hom gehang het, of hy moord gepleeg het, of hy wat ook al gedoen het. Hy was 'n rower gewees. Ons het nodig om verby dinge te kyk. En ons moet bietjie die siel raak sien. As ons bietjie die siel gaan raak sien wat uitroep, daardie siel daar binne wat al so in mekaar ingedruk is, oor in hierdie omstandighede wat hierdie persoon hom in mag bevind, maar ons loop by so baie mense verby, en ons kry so baie geleenthede en kanse om met sulke mense te praat, sodat hulle gered kan word, sodat hulle vrygekoop kan word. Jou vriendskap beteken baie, maar ek wil vir jou sê, jou vriendskap beteken niks, as jy nie iets doen met jou vriendskap, teenoor ander mense wat God jou pad aanstuur nie. Hoeveel kanse en hoeveel geleenthede om 'n vriend te wees, het jy al laat verbygaan? Hoeveel kanse en geleenthede het jy al maar net gelos? Omdat jy was nie lus nie, of jy het nie so gevoel nie, of dit was nie die regte tyd dalk vir jou gewees nie, of jy was dalk haastig ergens heen. Dit gaan baie keer om onsself. En ons moet verstaan dat ons 'n bietjie onsself neerlê om iets te kan wees, om 'n goeie vriend te wees, om 'n ware vriend te wees, moet jy 'n bietjie jouself neerlê, moet jy jouself bietjie in ander omstandighede gaan inplaas en gaan doen. Wie van julle is bereid om 'n boemelaar te sê, wanneer hy by jou kom en hy vra jou geldjie, dat jy nie skielik sê dat jy hom probeer uitlok voor jy hom geldjie gee nie, jy vra vir hom, ken jy vir Jesus? Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy, so baie boemelaars is mense wat in hoë posisies was, wat in 'n omstandigheid gekom het, in 'n oomblik en 'n oogwink, het hulle so vinnig omgedraai. So baie besigheidsmense het nou, toe hierdie virus en goeders en lockdown 5 kom, het hulle besighede verloor. Het hulle in 'n posisie gekom waar hulle self nie uithaal nie. Hulle het alles op die spel gesit en hulle het alles gewaag. En hulle het dit gewaag by hulle self. Maar hulle het ook alles verloor by hulle self. Maar hulle kan weer opstaan as ek en jy daardie vriend kan wees om hulle te help. Hulle kan weer opstaan as ek en jy bereid wees om daardie vriend te wees wat bereid is om 'n pad saam met hom te loop. Ek wil hier sê vandag, so baie kinders van God gee vinnig op 'n ander mens. Jy sê hy wil nie saamwerk nie. Hy wil nie met my praat nie. Hy wil nie luister wat ek hom sê nie. Ons moet verstaan. Ons het die Heilige Gees nodig om die oortuigingswerk te doen. Hoe hard was party van ons gewees om te luister? Hoe lank het dit vir jou gevat om 'n goeie vriend te word van Jesus Christus? Dit kos 'n prys, dit kos 'n paadjie om te loop. Dit kos iets om in te sit. Ek kan nie sê ek gaan die Comrades marathon hardloop en ek gaan sommer net probeer om net te kwalifiseer, net te kwalifiseer en dan kom ek in daardie groot wedren. En dan moet ek daardie pad begin hardloop. Dan gaan ek sien hier's ander mense wat voor my uitgaan. Hulle was nie naby my gewees. Mense wat ek dalk gedink het, ag, kyk ek het sulke mooi tekkies aan soos ek het. En my nommer sit mooi oor sy. Dit gaan nie oor dit nie, broers en susters. Dit gaan oor dit wat jy insit, dit gaan jy uitkry. En al wat ons gaan saamvat hemel toe is siele. Want dit gaan oor 'n sieleoes vir die koninkryk van God. En 'n sieleoes word gewen deur vriendskap. Dit kos 'n vriend, 'n ware vriend, het dit gekos vir my. Om my te red. Daar baie dinge op my pad langs ook gekom, wat my kon wegtrek van die Here. Daar baie gebeur met my ook, wat my kon wegtrek van die lewe.
Maar ek kyk nie in daardie dinge vas nie. Ek laat nie toe dat daardie dinge my lewe regeer nie. Wat laat jy toe om jou vriendskap te regeer vandag? Wat laat jy toe om jou te help? Want God sê hy sal ons help. Hy sal ons die Heilige Gees gee. Die Heilige Gees om ons te help op hierdie pad. Want jy sê, om 'n goeie vriend te wees, moet jy 'n goeie vriend hê. Dis die waarheid. Jy moet eers 'n goeie vriend hê om 'n goeie vriend te kan wees. Jy moet daardie vriendskap gesien het in jou eie lewe. Jy moet deur daardie pad gestap het om te kan weet, ek kan 'n goeie vriend wees. Jesus het gesê, ons gaan beter en groter wonderwerke doen as wat hy gedoen het. Hoe vir wie het hy het gesê? Het hy dit wat hy het gesê? Het hy dit gesê vir die niere? Het hy dit gesê vir hierdie vets, vir hierdie klavier? Nee, hy het dit vir ons gesê. Hy het dit vir ons gesê wat sy vriende geword het. En ons as Jesus se vriende het nodig om nog vriende te gaan maak. Om nog vriende in te bring in die koninkryk van God. Hier is vriende wat in hierdie banke kan kom sit. Maar ons is dalk net bietjie baie lui. Ons het baie bietjie paphande gekry en ons is nie bereid om ons voete die een voor die ander een te sit om bietjie aksie te neem om 'n goeie vriend te word. Dit kos iets. Wat ek wil vir jy sê wat jy kan saamvat eendag om vir jou vriend wat jou gered het, hemel toe, is siele. Gaan jy beskaamd staan eendag voor God of gaan jy onbeskaamd staan? Gaan jy 'n onbeskaamde vriend wees wat voor die koninkryk van God, voor die troon gaan staan en sê, Here, hier is al die siele wat ek. Hy weet van alles. Jy hoef dit nie vir hom te vertel, jy hoef dit nie vir hom te sê nie. Maar hy wil weet dat jy is gekom het. Jy het besluit om oor te gaan tot aksie. En jy gaan nie dat winde en storms en dinge jou stop om 'n ware vriend te wees nie. Partykeer gaan jy beplan om dinge te doen. Dan gaan daar omstandighede in jou pad langskom wat jou gaan probeer stop, wat jou gaan probeer verhinder om daardie vriend te wees wat jy veronderstel is om te wees. Maar jy moet dit doen, want hierdie vriend kan dalk vir jou iets vra. Dan moet jy nie dink jy gaan hom iets anders te gee nie. Deur die krag van die Heilige Gees gaan God jou help om vir hom te gee wat hy nodig het. Baie keer moet jy iets gee wat nie regtig waar nodig is nie, om die vriend te wen, sodat jy kon die regte ding op die regte tyd kan doen. Yes, amen. Partykeer kos dit jou iets van jouself. Dit kos 'n prys van jou kant af om te gee vir 'n ander, om later vir hom te kan sê, ek het vir jou nog ietsie. Want jy sien, as hy eenmaal iets van jou gevat het, nee, dan het sy hand oopgegaan. Dan gaan dit makliker wees vir hom om nog iets van jou te vat. Iets wat hy dalk nie dink hy het nodig nie, maar wat jy weet, die krag van die Heilige Gees wat met jou gepraat het, om vir jou te sê, hierdie jou, het hierdie ding nodig. Gaan jy en gaan gee dit vir hom. Gaan jy en gaan gee dit vir hom, sodat sy lewe kan verander. Hoe baie maal kos dit net een ding. Partykeer is dit een klein dingetjie, wat jy hierdie persoon oorgehaal het, toe hy die eerste keer by jou iets gevat het, om daardie persoon oor te haal, om vir hom nog iets te gee. Dit kos baie keer 'n prys. Maar die Here is getrou en regverdig. En omdat jy nog steeds sy vriend is, sal hy vir jou 2, 3, 100voudig meer gee as wat jy gegee het. Want jy kan nooit meer gee as wat God gee nie. As ons daardie konsep kan besef in ons lewe en weet en verstaan, die Here wil hê ons moet vriende wees. Ons moet onbeskaamde vriende wees. In tye van nood, in tye van omstandighede, om daardie te kan help. Want jy sien, ons moet bande bind. Ons moet bande kry met ander mense, om hulle in te trek van die koninkryk. Want as jy jouself kan vasmaak aan iemand, met die koninkryk van God en die krag van die Heilige Gees, wil ek vir jy sê, as jy gaan begin beweeg, dan gaan jy daai persoon begin trek. Want jy gaan begin om dinge te doen, dan gaan hy begin doen wat jy doen. Hy gaan sien, want hy kyk op na jou as 'n vriend. Hy sien jou as iemand belangriks in sy lewe. Hy sien dat jy het vir hom gegee toe hy in 'n tyd van nood was. En nou gaan hy voel, ek moet ietsie doen. Ek moet oorgaan tot aksie. Ek moet ietsie doen. Want hierdie vriend, hy loop op pad saam met my. Hy beteken iets vir my. Soos wat Jesus Christus vir ons elke dag iets beteken in ons lewe. En hy help ons elke dag. En hy voorsien vir ons elke dag. Soos as God ons help. En hy sal vir ons die voorsiening gee om ander te kan help. Ons het nodig om oor te gaan in aksie. Ons het nodig om bietjie
uit ons dop uit te kom. Ons het nodig om net iets te sê wat saak maak in iemand anders se lewe. En ons kan dit doen, want ons het die krag van die Heilige Gees wat met ons saam met ons is. Die Gees is nou hier met ons, om ons te help, om vir ons die kennis, die wysheid, die insig te gee wat ons nodig het, om 'n vriend werklik waar te help, om 'n vriend se lewe te laat omkeer, sodat hy kan gered word. Want jy sien, baie keer konsentreer jy op hierdie een persoon wat die Heilige Gees vir jou wys, maar in die agtergrond is daar hoeveel mense wat gekonnekteer is aan hierdie een persoon, wat dalk opkyk na hom. En wanneer jy luister op die regte tyd, en jy doen die regte ding op die regte tyd, dan gaan jy nie net een inbring nie, jy kan 'n hele familie inbring. Jy kan dalk sy hele vriende kring inbring, jy het die man gekry, vir die oorgawe wat hy nodig het, om te maak. Dit is hoe Jesus gewerk het. Dit is hoe hy gewerk het. Met my, want ons is eers Sondagskool toe, die kinders is eers Sondagskool toe. En daarna, op die einde van die jaar, ek weet nie hoe lang tyd dit was nie, eers op die einde van die jaar, toe word daar 'n funksie aangebied, en toe word die ouers genooi, die Saterdag aand, toe kon die ouers nie meer gaan doen wat hulle gedoen het in die wêreld nie, en toe is hulle sommer nigter die volgende dag om daai Sondagmôre kerk toe te gaan. En daai Sondagmôre het God 'n afspraak gehad. Hy het 'n afspraak gehad, want ons het 'n vriend ontmoet, 'n vriend wat ons lewe verander het. As daar die vriendskap nie gekom het nie, waar sou ek gewees het vandag? Wat sou van my geword het? Sou ek nog steeds in die wêreld gewees het? Sou ek nog nooit by die roeping uitgekom het wat God vir my lewe gehad het nie? Wat is jou roeping vandag? Waarvoor het God jou geroep? Om siele te wen vir die koninkryk van God, om vriende te gaan maak. Jy moet nie net gaan doen wat die vriende doen nie, jy moet die vriende kry om te doen wat jy doen. En ek wil hê dat jy moet besef, wanneer jy vriende maak, moet jy daai vriende reg leer. Jy moet hulle reg wys, want hy leer van jou. Soos klein kindertjies, leer hulle kyk wat die pa doen. Toe die pa nog in die kroeg sit, in die winter, sterpende koue, die volgende oomblik, wat voel hy dan? Toe trek iets hier onder aan sy baadjie, toe sit sy kind wat hom gevolg het tot daar. Want jy sien, jy los 'n spoor in die lewe. Jy los 'n spoor wat gevolg word deur ander mense. Jou praat, jou doen en late, jou handel en wandel, wys vir ander mense, wat se vriend is jy? Is jy 'n ware vriend, soos wat Jesus 'n ware vriend vir jou is? Is jy daar die ware vriend, wat vir iemand anders te kan inbring vir die koninkryk van God? Is jy daai vriend wat 'n invloed het by iemand? Is jy daai vriend wat 'n invloed kan maak? Yes, elkeen van ons is. Ja, ons is 'n ware vriend van Jesus Christus. Kom dat ons onsself bietjie afstof, dat ons onsself bietjie reg kry om oor te gaan in aksie. Om oor te gaan, ons gee nie om wat se tyd dit is waar ons nou lewe nie. God help ons met alles. Hy voorsien vir ons. Ons hoef nie bang, skrik of skaam te wees om die evangelie van God uit te dra nie. Ons kan met enige iemand praat. Ons kan vir enige iemand sê, al sê jy net 'n klein woordjie en hy doen iets vir jou. Al is dit net 'n persoon daar in die supermark wat vir iets vra wat jy nie weet waar dit is nie. Dis nie van baie dankie. Die Here seën jou. Dit beteken vir iemand iets. Dit gaan hier in sy gedagtes in en dit begin aan om te werk. Wow. Dis dan so klein dingetjie wat ek gedoen het. Maar ek wil vir julle sê volgende keer, jy gaan dalk nie daai persoon herken nie, maar hy gaan jou herken. Amen. Daai persoon vir wie jy iets kleins gedoen het, jy gaan hom dalk nie herken by al gesig nie, maar hy gaan weet wie jy is. En dit wat jy dalk gedoen het, het klaar 'n impak begin maak in sy lewe. En ek gaan jy toe loop en vir jou sê, hallo, is daar iets waarmee ek jou kan help? Verstaan? Dit is kans en geleentheid wat ons kry om 'n vriend te wees. Daar is soveel maniere wat kans en geleentheid by ons kan opkom. Want ons moet die Here vra, wanneer ons uit ons huis uitstap, wanneer ons in 'n winkelsentrum instap, sê Here, wys my iemand vir wie ek 'n vriend kan wees. Here, wys my vandag vir wie ek 'n vriend kan wees. Wys my wie ek kan help. Want op die regte tyd was daar 'n helpende hand vir my, wat my lewe verander het.
Op die regte tyd was daar een wat my uitgehaal het uit die modderslyk van sonde uit, of hy het my soos 'n brandhout uit die vuur uitgeruk, Yes. om my lewe te verander, Amen. sodat ek ander mense se lewens kan verander. Yes, Ons wat sê, ons sit vanmôre hier so, ja, lekker, ons het die kerk gebou, alles is lekker, ons dis warm, ons sit die baaiers aan, as dit koel is, dan sit ons hulle nie aan nie, dan maak hier ons bietjie warm hierso. Ons tap ons hande, ons skootdans, dan word ons lekker warm. Warm in die gees. Ons het nodig om bietjie warm te word vir ander mense. Ons het nodig om ander mense bietjie warm te maak met die evangelie. Vir hulle 'n goeie tyd en 'n goeie boodskap te gee, wat hulle harte en lewens en hulle siele kan losruk, wat dit vasgemaak het. Van daardie dinge wat hulle vasgestrengel het. Want daar is baie mense, hy kan daar net sit, hy kan skaars sy oë oopmaak, maar hy loop. Hy beweeg daar buite rond. Hy is so vas dat hy kan niks doen vir homself nie. Hy voel asof hy 'n mislukking is. Maar as ons 'n goeie woordjie gaan sê en as ons 'n vriendskap kan wys met daardie persoon, dan kan ons sy siel red. Yes. Ons kan sy lewe red. Want jy sien, hulle is op 'n pad waar daar nooit werklik lewe gaan wees nie. Want hulle gaan in die donkerte in die poel van vuur gewerk word as hulle nie gered word nie. Maar ons wat sê ons is gered, ek trek 'n mooi soet aan, ek trek 'n mooi baadjie en ek dra 'n mooi paar skoene, ek sit 'n mooi das aan. Wat doen ek? Wat is ek bereid om te doen? Is ek bereid om daardie vriend te wees? Vir daai een wat dalk nie lyk of hy ooit my vriend kan wees nie. Is ek bereid om 'n pad te stap? Daar was 'n man in Valborwa wat baie erge omstandighede in sy lewe gehad het. Hy het nie geweet wat om te doen nie. En hy het met my kom praat en hy sê, pastoor, help my, ek weet nie wat om te doen nie. En dan praat jy en jy gee advies en dit lyk nie altyd of hulle luister vir jou nie. Maar hy kom nog steeds terug na jou toe as 'n vriend. Hy het hoeveel maal na my toe gekom? Hy het my nou die dag gebel, sê, pastoor, is jy kwaad vir my? En sê, vir wat is jy kwaad vir jou? Ek is nog steeds jou vriend. Ek bid nog steeds vir jou. Ek gee nog steeds om vir jou. Ek is nog steeds daar vir jou. Is dit kwaliteite wat jy het vandag as 'n vriend? Of kort jy bietjie 'n paar van daardie kwaliteite vanmôre? God se Heilige Gees is in die gebou vanmôre om jou so 'n bietjie wakker te maak. Yes. Om jou so 'n bietjie wakker te skud hierso binne in jou gedagtes vanmôre om te sê, hoe lank gaan jy nog stil sit en hoe lank gaan jy nog met jou handjies gevou sit en sê, nee, daar's ander wat dit kan doen. Ek is nie daai ander een. Wat 'n vriend is jy? Ek wil jou vra vanmôre, wat 'n vriend is jy wat die vriendskap uitstraal nie? Wat 'n vriend is jy wat sê ek kan nie? As 'n ou gesegde wat sê kan nie is lankal dood van krybas dood. Kan nie is lankal dood omdat hy uit homself dood verveel. Ons kan nie net sit en onsself dood verveel en niks doen nie. Daar's honderde, duisende, miljoene siele daar buite wat uitroep. Die woord van God noem dit, die oes is ryp op die land, maar die arbeiders is min. Ek wil sê die vriende is min, wat die oes gaan inbring. Maar ek wil hê en ek wil dit by jou los vanmôre. Gaan jy daar die vriend wees wat gaan inbring? Gaan jy daar die vriend wees wat bereid gaan wees om te sê, al vra hy vir my dit, gaan ek hom iets beters gee. Gaan ek vertrou dat die Heilige Gees my gaan help en my wys wat is die regte ding om hom te gee. Ek het dalk vir my iets vra, dan gee ek dit vir hom. Maar later gee ek vir hom wat hy regtig nodig het. Ons het nodig om daardie vriend te wees vanmôre. Ons het nodig om daardie vriend te wees, om oor te gaan in aksie, om iets te beteken in iemand anders se lewe. Daar's so baie broers en susters, wat sê hulle is broers en susters, maar hulle sit in omstandighede. Hulle is vasgevang met iets wat hulle vashou. Iets en die vyand het 'n inplek, het 'n kans en 'n plek en 'n geleentheid gekry om in te kry in sy lewe. En hy het hom geboei. En wat sê die woord van God? Ons moet kan inbeweeg met die krag. Ons moet dalk partykeer 'n bietjie voor op die wal wees. En bietjie net ietsie insit hierso. En dan sien jy. Daar's 'n gedeelte van wat sê in die Afrikaanse gesegdes, gooi 'n klip in die bos en jy sien wat spring daai.
Want wanneer daardie ding spring, dan weet jy wat dit is en jy weet wat om te doen om te help. Ons moet daar die hand van God wees. Jimmy Swaggart sing daai liedjie, Lord, to be your hand extended. Dit is 'n vriend wat sy hand uitsteek na iemand anders toe. Dit is 'n vriend wat 'n hand van vriendskap uitsteek na ander een toe om te help. Ons kan dalk in ons iemand voor die kop kyk en dink dit gaan alles goed met hom. Maar as ons bietjie gaan praat met die Here Jesus en met die Heilige Gees, dan vra ons om, Here, ek kom agter die fout met hierdie pad. Hier is iets wat nie, dit kom nie lekker 1+1 nie. Daar is ietsie wat kort kom. Wat is dit? Wat is dit wat ek kan gaan doen? Wat is dit wat ek kan gaan sê om daardie vriend te wees? Om hierdie vriend van my te help? Dit gaan nie net altyd om hulle wat nog nie jou vriend is, vriende te maak nie. Dit gaan partykeer ook om hulle te help wat reeds jou vriend is. Partykeer kyk ons sommer net so oor hulle. Ons kyk verby hulle. Ons bid nie vir hulle nie. Ons vra nie dat die Here hulle sal seën nie. Ons vra nie dat die Here vir hulle iets sal gee nie. Maar ek wil vir julle sê, dit begin altyd binne. Jesus Christus sê in die laaste dae, gaan die afval begin in die huis van God. Hier binne. God weet hoe dit moet werk. Hierdie besigheidsmanne daar buite en die groot maatskappye wat so dink hulle is so slim. Hulle begin altyd verkeerd. Hulle begin van onder af uithaal, plek dat hulle van bo af begin uithaal en regmaak van bo af. Want as die kop bo reg is, dan gaan alles wat onder is beter wees. Yes, amen. Want ek wil vir sê, hy wat dink hy is daar bo, hy gaan nooit onder toe gaan om die probleem uit te gaan sorteer. Môre oor môre dan haal hom uit sy posisie uit. En God wil hê ons moet in posisie bly. Ons moet in die regte plek, op die regte tyd, in die regte posisie wees, om die regte ding te doen en te sê. Kry jou lewe in orde. Kry jou dinge reg, sodat jy die vriend kan wees. 'n ware vriend om ander een te help. 'n ware vriend om ander een weer op te rig, dat hy kan staan, dat hy ook 'n vriend vir ander kan word. Die Here seën sy woord vanmôre. Baie dankie vir elkeen van u wat hierdie boodskap ter harte neem. Wat weet, dit kos vriendskap. Yes. Dit kos ware vriendskap Yes. om te kan bewys wie jy in Jesus Christus is. En dit wat God weet van jou, is belangriker as wat ander mense dink van jou. Al elke ander mense wat sê, God sê, dit wat ek dink en weet van jou, dit is wat saak maak. Want ek weet, my voorsiening is van die God, die Almagtige. Want hy sal altyd voorsien vir hulle wat vir hom iets beteken. Hulle wat vir hom iets doen. Hulle wat vriende is van hom. Kom ons wees 'n vriend in hierdie week wat kom. Kom ons wees 'n vriend om ander te help. Kom ons wees 'n vriend om iemand in te bring vir die koninkryk van God. Die Here seën sy woord. Baie Yes, dankie. hallelujah. Baie dankie vir daai geseënde woord, pastoor. Ek dink ja, dit is elkeen van ons van toepassing. En terwyl pastoor daai woord bedien, kom dit so by my op. Die Here seën ons elke dag. En ons ontvang die seëninge. Maar broers en susters, ons moet bereid wees om daai seëninge weer te kan uitgee. Om weer te kan ontvang, broers en susters. So, hoe meer ons ontvang, hoe meer gee ons uit. En so moet ons gaan uitgaan in die wêreld daar buite. Broers en susters, nie net fisies kontant of so iets nie, maar ook, soos ek sê, om die Here se naam te gaan verkondig. Tyd moet jy gaan afstaan en siele gaan red, want dis waaroor dit gaan. Ek wil vra dat die orkes vir ons asseblief vorentoe sal kom. Dat ons nog 'n koortjie kan sing. Nou, broers en susters, daar's 'n koortjie wat sê, Jesus is my vriend en my Heer. Maar broers en susters, toe die Here op die aarde was, het hy gekom en hy het siele kom red. En ons moet wees soos Jesus, en daarom het daai koortjie van my opgekom, te wees soos Jesus, en laat ons wees soos wat hy was. So kom ons staan en dan sing ons, Jesus is my Heer en my vriend. Ons sing, kom ons sing, Jesus is my Heer en my vriend. Jesus is my Wat my Heer en vriend, Jesus is die naam, wat my Lord en vriend.
afsluit. Dankie vir die media kykers wat ingekyk het. Ek gaan vir broer Piet Kempenaar vra om vir ons hierdie diens af te sluit met gebed. Ons Hemelse Vader, vanmôre was 'n groot voorreg om U is. Ag Here, ons bid dat hierdie dat ons ontvang het vanmôre, dat ons dit uitleef. Here, en waar die week wat vir ons voor lê, waar ons dinge aangaan, Here, laat U altyd met ons sal wees. Hou elkeen onder sy kosbare bloed en bring die volgende gemeente bymekaar. In die naam van Jesus, ek sê baie dankie daarvoor.